Goeiemôre aan julle pragtige mense hier op die 9de Februarie, maandagoggend. En hier by die video van die Federale Alliansie gaan ons weer 'n bietjie kyk na Siener se visioene en die goed wat hy gesê het. Ons gaan 'n bietjie kyk na Pretoria. Daar's regtig waar 7 woordstukkies oor Pretoria. Dis al wat daar is. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na die Unie. Maar in elk geval, jy kan sien ek het 'n ander bril aan. Ek het hierdie bril al 'n tyd terug gekry. En as maar hierdie ouetjie so skroefietjie nie behoorlik in was nie. En hy lê daar so in die gaatjie. Hy moet net behoorlik vasgedraai word. Ek dink nie hy kan meer vasgedraai word nie. Maar hy is uitgeweer, soos ek sê. So, dit sal maar net wat sê hulle, 'n emergency, 'n noodgevalbril wees. So goed, kom ons kyk wie kom op vanoggend. Daar kom een persoon op, lyk my die ander slaap. Is jy op vakansie? So Lofty by ons. Lofty, goeiemôre, wat sê jy? Ja, hierdie bril blink ook aan maar die boonste rand, maar hy werk. Solank hy werk. Hier so in Pretoria sukkel ons nou met water, hoor. Ek sê vir jou, is nou al 'n week wat ons sukkel met water. Maar dis nie net ons nie, oral sukkel hulle blykbaar. En dan word sekere gebiede se water word weer oopgedraai. Ag, is net 'n gemors. Hierdie is maar net 'n simptoom van die gemors wat bokant ons is, jy weet. En ons moet dit net aanvaar vir nou. Ons gaan dit nie aanvaar vir later nie, maar ons gaan dit aanvaar vir nou. In elk geval, baie welkom aan almal wat opkom. En hoef nie ons kap aan, man. Eerste ry, jy weet, op hierdie stadium operate ons maar soos wat ons kan operate. Ek het mos nou daai vergaderings gehad. En die Vrydag vergadering was heel anders te gewees as wat ek gedink het. Ek sou sê, is die enigste wit gesig tussen al die Afrika. Behalwe vir 'n vrou wat opgekom het, 'n wit vrou wat gekom het en hulle het haar genoem 'n apostel. Toe sê ek vir myself, ja nee, hierdie een is seker van die apostoliese kerk, ou of nuwe apostoliese kerk. En hulle het hierdie ding om mense apostels te noem. En hulle gaan so teen die skrif van God, is net nie waar nie. Maar is alles maar net verkeerde lering, ook omdat ons Afrikaanse Bybel so verkeerd vertaal is, jy weet. In elk geval. Wie se kentekeninge is daai nou weer? Tog. Ek kan nie alles onthou nie, maar in elk geval, as jy hallo sê en dit kom op, dan sal ek weet wie dit is. So, ons gaan vanoggend kyk na Pretoria en die Unie spesifiek. Die koloniese profetiese woord hoef ons nie veel aandag aan te gee nie, want dit is verlede tyd. Dit het gekom en gegaan. Dit wat 'n ou daar uit kan leer is wat die simboliek beteken. Dis wat jy daaruit kan leer. Goeiemôre Estel. Dit is wat ons daaruit kan leer, jy weet. Wat vir my verblywend was vanoggend toe ek gekyk het na die YouTube kanaal, toe sien ek hierso dat Siener in Johannesburg het 353 kykke gekry. En dit was vir my great gewees. Nee? Dit was vir my great. Dolf lyk my is ook op hierso. Daar's Dolf. Daar is Jenny, goeiemôre julle. Sit net jou, as ek jou nie as gevolg van jou profielfotootjie daarbo kan herken nie, sit net altyd maar goeiemôre, kom ons kyk maar of dit deurkom. Want YouTube besluit wie kan hallo sê en wie kan nie hallo sê nie. Hulle sê jy doen dit, maar jy doen dit nie. Dis alles leuns, dis alles klug. Hulle is in totaal beheer van hierdie stelsel. Maar in elk geval, so kom ons kyk 'n bietjie na Pretoria, maar voordat ek kyk na Pretoria, wil ek eers praat oor
die een ding wat die een ou gestuur het, hy het 'n boodskap gestuur op YouTube, en hy het gesê dat ons is besig om nonsens te praat, Saul, koning Saul, het ook 'n siener gehad, en kyk wat het met hom gebeur, maar hierdie ou is 'n totaal en al 'n skaap, wat so redeneer, want hy ken nie sy Bybel nie. Die profeet, wat na Saul toegekom het, en vir Saul ingesalf het, as die koning, was Samuel gewees. Dit is baie belangrik om te verstaan. Die mense wou 'n koning gehad het. Nou kom ek leer gou vir julle iets wat ek ook geleer het, hierdie afgelope naweek. Want ek het nie so diep daarin gekyk nie, ek is baie eerlik. As jy jou Bybel gaan lees, daar was Samuel vir Saul ingesweer het, né, geolie het, Johan goeiemôre, vir hom gesalf het. Het hy die olie gegooi uit 'n flesie uit. Dit is belangrik om dit te verstaan. En ek het dit nie geweet nie. Die Saul, Vader het vir Saul gepinpoint, ja, hy het hom uitgewys. Want hy het geweet wat met hom sou gebeur eventueel. Maar hy het hom uitgewys. En dit was die koning wat die mense wou gehad het. Maar Dawid was die koning wat God wou gehad het. En as jy gaan lees daarso, het Samuel vir Dawid gesalf deur die olie uit 'n horing uit te gooi. Die een is 'n fles, koning van die mense. Die ander een is 'n horing, koning van God. Dit is belangrik om te verstaan. Hoekom? Want ons word nou gesalf deur die Heilige Gees. Iets wat die konservatiewe kerke nie verstaan nie, en nie wil verstaan nie, want hulle vermy die Heilige Gees asof hy nie bestaan nie, as my Afrikaans nou reg geklink het. So, nou, die ander siener, waarna Saul toe gegaan het, was nadat God hom verlaat het. Toe gaan hy na die heks van Endor toe. En toe het sy nou ook daar 'n klomp goed gesê. Maar toe het hy weer na Samuel toe gegaan, nadat Samuel dood was. Toe roep hy Samuel se beendere op deur hierdie heks. Toe het Samuel reguit vir hom gesê, jou koninkryk is van jou af weggevat, klaar, jy was ongehoorsaam. Nou siener van Rensburg, ons sê siener, want in ons volkstaal is dit wat hulle 'n profeet genoem het, in die volksmond, die begin van die Afrikaans. Siener in ons korrekte Bybelse taal was 'n profeet van God gewees. En die rede hoekom ons kyk na siener is baie eenvoudig. Die Bybel leer ons, en hierdie persoon het dit natuurlik nie eens geweet of geleer nie, dat wanneer iemand na jou toe kom en hy profeteer, en dit wat hy gesê het word waar, alles, dan het God hom gestuur. Maar as daar goed is wat nie waar word nie, dan het God hom nie gestuur nie. En dit sou ons al gesien het in die Anglo-Boereoorlog en in die rebellie. Maar wat ons sien in Siener se profetiese woord, is dat dit waar word, oral. En ons sien nou in ons Afrikaanse en boerevolk, ek het die WhatsApp groepe hier op my foon. Die een is die Boere Adviesraad, of die Boere Afrikaner Adviesraad, en die ander een is die Vriende van die Boere Adviesraad. Nou die vriende is diegene wat, ek kan nooit die woord reg uitspreek nie, wat leiers is van Afrikaner of boeregroepe. En ek kon sien hierdie afgelope week, hoe die getwis onder mekaar al hoe minder word, en hoe die kloof tussen ons al hoe kleiner word, presies dit wat Siener gesê het. Ons begin nou nie meer te praat van verskille nie, ons begin nou te praat van die dinge waarmee ons saamstem. My vergadering Saterdag met die Khoisan mense was ook met 'n bloedlyn prins. Nou hier is daar sekere aspekte wat ons moet verstaan en regkry. Jy weet, die een ou het byvoorbeeld geplaas daar so die hele Suid-Afrika behoort aan ons. Dis 'n leuen. OK, ons het verloor in 'n oorlog teen die Engelse. Ons is oorwin.
En die internasionale wet van 1950 sê, enige volk wat oorwin was deur 'n ander land, is hulle grondgebied kwyt. En dit geld vir elke volk in Suid-Afrika. Maar daar was volke alreeds, veral aan die ooste kant van Suid-Afrika en in die noorde en 'n bietjie aan die weste kant, wat die boere teëgekom het. Wie die boere teëgekom het. So hierdie volkere was alreeds daar. Dit is vir ons om uit te vind, waar het hulle oorspronklik gebly? En dit is waar Dr. Hendrik Verwoerd die ding begin reg doen het. Hy sy visie was net nie heeltemal reguit in lyn met God se visie nie. Hy het die Bantoestanlande weer begin en hulle probeer optel, maar wat hy gedoen het was, hy het hulle versplinter, sodat hulle nooit 'n staat self kon vorm nie. Dit was 'n fout. Hy moes dat hulle 'n staat gevorm het, dan moes hy hulle onder die sambreel van die Unie ingebring het. Dis wat hy moes gedoen het. Maar jy sien, dit was altyd eers die swart gevare, en toe sit die rooi gevare, en binnekort is dit die geel gevaar, en voordat ons al deur al hierdie gevare gegaan het, dan is ons in ons kanonnen. In plaas daarvan, om uit die boks uit te dink, en te verstaan, hoe werk God. Nie volgens jou opinie nie, volgens dit wat die skrif sê. En ons sien duidelik in Handelinge 17, dat hy vir elke nasie, volk en taal hulle eie grondgebied gegee het, en hy het vir hulle grense daar gestel. Nou hierdie reënboognasie moet ons opbreek in state. Ons moet. En ons boere sal ons eie boerstate hê, wat ons oorspronklike gebiede sal behels. Daai konsep moet ons verstaan. Die federale alliansie is daar vir die oorspronklike gebiede. Nie dit wat jy dink jy het nie, of dit wat die Engelse vir jou gegee het nie, wat nooit joune was nie in elk geval. Maar die oorspronklike gebiede. En ons weet waar dit is. Die een man sê daar is 34 of wat ook al, boererepublieke wat gevestig was. Nee, hy praat twak. Van hierdie groepe was maar net plase gewees, wat wou sy eie ding doen. Die boer op sy eie plaas. Hy het homself sommer 'n republiek genoem. En binne 9 dae, byvoorbeeld, wat is die plek? Wat is die plek? Dis 'n bekende naam. Ook 'n mooi kerk in die dorp, is op pad daar na die ooste toe. Hoekom kan ek nie nou die dorp se naam, maar hierdie spesifieke dorp het hulle ook, hulle het dit ook genoem 'n republiek, die dorp in die omgewing. En toe kom die Engelse 7 dae later en hulle sê nee, dit gaan nie gebeur nie. En toe val dit ook plat. So nee. Nie eens, wat was hy, die Republiek van die Vryheid en die Republiek van Stelleland. Nie eens daardie gebiede het lank gehou nie. So jy kan nie op die gebiede staat maak nie. Maar wat vryheid en wel nie vryheid nie, 'n gedeelte van vryheid as gevolg van die Retief traktate en Stelleland definitief val in die oorspronklike boergebied, so dit is oukei. Maar ander gebiede nie. En dis nie oukei nie. So ons moet reg dink, ons moet hierdie grysstof gebruik wat God vir ons gegee het, en as ons die regte ding doen, dan kan ons 'n staat vestig in die federale alliansie, wat een van die kragdadigste stukke landgrondgebied gaan word, wat hierdie wêreld nog ooit gesien het, met sy bondgenote. Ek sê nie, jy moet oor die kleurgrens gaan staan en vry nie. Ek sê, jy moet kan handel dryf met hulle. En hulle kan optel, dat hulle saam met jou nog sterker kan wees. Ons moet slim dink, man. Een man wen nie 'n oorlog nie. 'n weermag wen 'n oorlog. 'n goed opgeleide, geleide weermag wen 'n oorlog. Nie een klein groepie nie. Dit werk nie. Weet julle hoe sterk is Amerika? Weet julle hoe magtig is Rusland? En moenie vir China vergeet nie. En moenie dink Japan is swak nie. Indië self is baie sterk. As enige van daardie lande teen ons moet draai, op enige manier,
Soos wat nou gebeur met Amerika, en selfs met Israel. Mense, as hulle die verkeerde, as ons nie luister nie, en God beopdrag hulle, is dit tata, ama chance, ama tata, ama kubai, ama alles. Maar dank God ons het die profetiese woord wat ons help. Kom ons kyk gou wat sê Pretoria. Ek sien veel in Pretoria nie, maar kom ons kyk wat sê hy. In Pretoria kom 'n dik garingstomp uit, wat verdroog is, en trek af na die suide toe. Dik garingstomp, is 'n regering. Ok? Enkele stompe, maar stompe, enige iets wat sê garingstompe, is 'n regering. Alright? Hoe weet ons dit? Dis wat Siener gesê het. Het sy eie mond uit. So hierdie dik garingstomp kom uit Pretoria uit, dit trek af na die suide toe, maar is uitverdroog, met ander woorde, dis 'n dik garingstomp, maar dit beteken niks. Alright? By Pretoria brand 'n geweldige vuur agter 'n laning, maar hy raak weer weg. In Pretoria, ons ken die plek, brand 'n geweldige vuur. Wat beteken dit? Groot moeilikheid in Pretoria. Maar waar is dit? Dis agter 'n laning. Met ander woorde, dis nie in die stad nie, dis nie in die wyke om die stad nie, dis buitekant. Dis agter 'n laning. Anneliese, goeiemôre. Dis agter 'n laning waar hierdie probleme. So dit kan dalk in een van die Afrika gebiede wees. Dit kan in is dit Lodium, die Indiër gebied, en dan of Mamelodi, wat ook al. Dit kan enige van daai plekke wees waar hierdie geweldige moeilikheid uitbreek. Maar die profetiese woord sê dit raak gou weg. Ok? Daar kom is een smal voortjie. Wie kan onthou wat 'n voortjie is? Daar kom 'n smal voortjie van die weste na Pretoria. Dit was valwater wat in die voortjie gewees was, en toe droog dit op. 'n Voortjie is nuus, media. Daar kom nuus uit die weste uit, weste met 'n hoofletter. In ander woorde, nuus kom uit Amerika uit. Want ons weet Amerika speel nou 'n rol. Nuus kom uit die weste uit. Dis valwater. Met ander woorde, dis Afrikaanse nuus. Dis Afrikaanse nuus wat uit Amerika uitkom. Maar dit droog gou op. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, dit beteken niks. Die nuus wat uit Amerika uitkom oor ons boere, oor ons Afrikaners, droog gou op. Nou, wat het nou hierdie afgelope tyd gebeur? In ons nuus, wat ons boere Afrikaners aanbetref. Daar was immigrasie gewees. Daar is video's wat gemaak word deur wat sê Rian van, dink sy van is van Heerlik, ek is heeltemal seker nie. Daar's video's wat gemaak is. So daar is nuus uit die buiteland uit die weste uit, oor ons mense. Maar kyk wat sy sien daaromtrent. Dit droog gou op. Met ander woorde, die wat daar is daar, en dit wat daar gebeur is daar, en that's it. Kyk of hierdie woorde waar is. Hou dop. Toe gaan daar garingbome hier vandaan na Pretoria. Waar is hier vandaan? Toe gaan daar garingbome. Ons weet nou wat garingbome is. Garingbome verteenwoordig regering, leiers. Toe gaan daar garingbome hier vandaan na Pretoria. Waar is hier vandaan? In die weste van Suid-Afrika, daar waar Siener gewoon het. In die weste, noordweste, julle weet waar hy gebly het. Nee? Gaan daar leiers na Pretoria toe, wat gebeur met hulle? En van die weste kom maar ook garingbome. Weste met 'n hoofletter. En die ander is verdroog. Wat 'n ander? Die garingbome wat van hier vandaan af gegaan het Pretoria toe is verdroog. Daar kom garingbome uit die weste uit. Né? Gaan nou vir julle sê wat dit is. Van die weste kom hofskape ene bietjie op.
In ander woorde, een Vrystater steek sy kop uit. Een mof skaap maak geraas. Wat het in ons geskiedenis gebeur? Ons het leiers gehad wat na Pretoria toe opgetrek het. Ons het leiers uit die Weste uitgehaal. In die Vrystaat het 'n mofskaap sy kop uitgesteek. Wat is dit? Kyk na ons geskiedenis. Wat het gebeur in ons geskiedenis? Leiers het bymekaar gekom in Pretoria. Die Nasionale Party het opgedroog in Pretoria. Die westerse leiers het vir ons kom sê wat ons moet doen aangaande Suidwes-Afrika en Angola. En wat was in die Vrystaat gewees? Ons militêre mag. Een ou in die militêre mag, wie was dit? Constant Viljoen. Hy het sy kop uitgesteek, maar is ook weg. Is ook weg. Hy is nou grasnyer hier buite. So verskoon my. Ook weg. Onthou julle wat ek julle gesê het van profetiese woord? Nee. Dit wat was, dit wat is, dit wat vorentoe kom, maar jy moet dit vat van siener se kant af. Dit wat kom, vorentoe en nog vorentoe. Kyk wat sê hy so. Toe is die grond van die ooste af omgeploeg. En die Engelse waanstrek na die ooste en een ou geel wiel bly lê agter omtrent by Pretoria. Een ou geel wiel. Engelse waans. Anglo-Boereoorlog. Een ou geel wiel. Wie was daai een ou geel wiel? Wat agtergebly het in Pretoria. Toe die Engelse uiteindelik waai. Een ou geel wiel. Is Jan Smuts. Is Jan Smuts gewees. Hy sny nou hier agter. As julle die grassnyer kan hoor, vergewe my, ek hoop julle kan my stem beter hoor. En nie is dit jy wat daar opgekom het. Goeiemôre. So daai was verlede tyd, né? Daar kom hy nie nou op. Daai was verlede tyd. By Pretoria is een klomp perskeboompies en die boompies raak weg, dat die een kaal plek is soals een vloer. Met ander woorde, daar waar die boompies was op 'n vloer, 'n dorsvloer. Boompies, jong manne, perskeboompies, praat van ons, maar dit praat ook oor iets anders wat ek nou sal noem. Die jong boompies het by mekaar gekom, jong boeremanne het by mekaar gekom, maar hulle het nie lank by mekaar gestaan nie en toe raak die ook weg. Aan wie laat dit jou dink? Wat nou in ons huidige geskiedenis gebeur het. Nie eens, miskien 'n jaar terug, jaar en 'n half terug. Jong perskeboompies wat opgekom het. Onthou julle die Bittereinder groep, boeregroepie van jong mense wat opgekom het. Nee? Devin Hofmeyer en daai ouens. En toe ewe skielik het hulle probleme. Toe raak hulle weg. Einde van daai perskeboompies. Dit is hoe ons die profetiese woord moet lees. Met wat gebeur het of wat dalk nog kan gebeur. En dit is nie duimsuig nie, dit is goed dat ons kan sien. Maar daar is nog iets anders na aangaande hierdie perskeboompies. Boompies is klein, jonk, maar ook klein. Perskes beteken ook fondse, geld. Dis wat dit ook beteken. Hoekom? Want Siener van Rensburg sit in die tronk en hy sê, ek sien een fatsoenlike perske na my toe aangerol kom. Dit sê hy vir kaptein Nieuwenhuis terwyl hy in die tronk is. Die volgende dag, nadat hy dit gesê het, Nieuwenhuis het dit neergeskryf. Die volgende dag, toe maak hulle vir Siener van Rensburg vry uit die tronk uit. En hulle gee vir hom 1 goue Engelse pond. 1 goue Engelse pond. Daar is ander perske profetiese woord van die perskes wat op die bome is. Met ander woorde,
daar is fondse beskikbaar. Toe lê die perskes op die grond. Nou as perskes op die grond geval het, moet jy hulle vinnig optel voordat hulle vrot raak. As jy te stadig is, dan verdwyn daai perskes. En daardie profetiese rede gaan daaroor dat ons het 'n regering oor ons en hulle het maar daar was baie geld betrokke en is gesteel en is weg. Maar is nie heeltemal weg nie, dit lê op die grond. Dit lê op die grond en ons kan dit nog kry. So hier is hierdie jong perskeboompies, maar die boompies raak weg. So iewers is daar klein groepies fondse en dalk moet ons hierdie fondse bekom voordat dit verdwyn. Hier is nou iets wat gebeur het in die tyd van die Anglo-Boereoorlog. Toe is by Pretoria jong milies. Nou hierdie kan daai tyd se profetiese rede wees en toekomende tyd. Toe is daar by Pretoria jong milies. Jong milies is Engelse soldate. Hulle verander in springbokke. Met ander woorde, hulle word die nuwe weermag, of hulle word deel van die weermag. Hulle verander in springbokke. En hulle gaan in die hoë gras in. Met ander woorde, hulle gaan in die hoë gras in, beteken hulle verdwyn. Jy kan nie meer sien nie. So daar was Engelse, wat na die Anglo-Boereoorlog soldate hierso was en agtergebly het, deel van die destydse Suid-Afrikaanse weermag geword het, maar hulle het verdwyn. Hulle is in die hoë gras in en hulle het verdwyn. Dit kan ook beteken vir ons tyd nou, dat wanneer die probleme begin, dat Engeland dalk 'n klomp jong soldate hierdie kant toe stuur, wat vir Ramaplakkertjie en sy bende kom help, maar hulle raak gou weg. Dit beteken ons sorteer hulle baie vinnig gou uit. So dit kan dit ook beteken. Verlede tyd en ons tyd nou. Goed. Hierdie is 'n interessante profetiese woord. Die kafferkoringare by Pretoria kom in breingrond uit. Kafferkoring. Dis swart en bruin. Swart en Afrikaner. Dus koring is boere en Afrikaners. Kafferkoring is 'n mengelmoes. Dit beteken nie die swart het gemeng met die wit man en is nou 'n baster nie. Dit beteken, dit is die gesindheid van die mense. Die gesindheid van die mense. So die kafferkoring are, wat is die are? Nee, dit is 'n are is 'n ding wat wyd uitsprei. En hy staan ook op, en daar's baie van hom. So, dit is swartes wat Afrikaners goedgesind is. En hoe weet ons dit? Want wat sê die res van die profetiese woord? Hulle kom in breingrond uit. Met ander woorde, hulle staan saam met die boere. Hulle kom in breingrond uit. En toe word die are breinklippe. En 'n klip is 'n harde ding, is 'n ding wat iets kan breek, is 'n ding waarmee jy kan bou is. Jy kan 'n klomp goed met 'n klip maak. Maar die klippe is brein. Met ander woorde, dit het te doen met ons volk. So hierdie Afrika kom en staan met ons volk totdat ons sterk is. Is dit nie moeilik nie? Dit is nie moeilik nie, nee. Dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik nie. As jy die gees van God het, is dit nie moeilik nie. Maar ongelukkig is 90% van ons boervolk het nie die gees van God nie. Dit is die hartseer van die wedergeboorte, is dat hulle nie wil sien nie. Hy wil sy eie manier van dinge doen. Sy eie konservatiewe protestantse kerk wil hy nog steeds besoek. Psalms en gesange en die dik tannie wat voorsit. Ons moet uit daai ding uitkom, mense, kom uit daai kerke uit. Hulle is vol homoseksuele, hulle is vol van die drek van die wêreld, kom uit hulle uit. En moenie oorgaan na 'n kerk toe wat vir jou sê, jy's wit, jy alleen gaan hemel toe nie. Jy gaan nie alleen hemel toe nie. God het alle volke, tale en nasies gemaak uit een bloed. Uit een bloed, sê die Bybel. In elk geval. So hierdie mense staan saam met ons word sterk,
Dis alliansie mense, dis alliansie wat dit is. Hulle kom in breingrond uit, hulle staan saam met ons, ons brein word klippe. Ons word 'n sterk nasie, 'n sterk volk. Maar saam met alliansie, nie 'n vermenging van bastery nie. Dis die profetiese woord. Dis die profetiese woord. Né? Goed. Daar is baie profetiese woord oor die Unie. Baie. Die Unie is in die tyd van wie? Dis in die tyd na die Anglo-Boereoorlog. Dis in die tyd, my tyd is ook amper op. Dis in die tyd na die Anglo-Boereoorlog. Dit was in die tyd tot en met 1961, voordat ons 'n republiek geword het. Eintlik net 'n jaar voordat ek gebore geword het. So die Unie in hierdie geval beteken twee goed. Die Unie voor die republiek, wat daar plaasgevind het, maar dit is ook toekomstige tyd. Want die Unie is nog steeds 'n federale alliansie van provinsies, en in ons geval state wanneer die tyd kom. So daar is 'n klomp goed, en 'n ou moet die profetiese woord hierso sif. Jy moet hom sif, anders te gaan jy heeltemal deur mekaar raak. Want hierso is baie dinge. Hier is moeilikheid. Hier is moeilikheid op moeilikheid op moeilikheid. In die Unie is waans wat na ons toe kom. Daar kom voertuie na ons kant toe, na die westerse kant toe in Suid-Afrika. Is nie moeilik nie. Maar wanneer het dit gebeur? Ons weet nie. Gaan dit gebeur? Ons weet ook nie. Want daar sekere goed wat eenvoudig gestel is. Jy weet wat gebeur, of wat gebeur het, maar jy kan nie 'n tyd of 'n datum daarop sit nie. Nou, in die Unie is waans wat na ons toe kom. Nou, ons weet volgens die profetiese woord, dat daar 'n beweging gaan wees, uit die ooste en uit Transvaal uit, na Lichtenburg toe. Dit moet nog kom. So ons weet waans beweeg daai kant toe. Wat is waans? Voertuie. Is eenvoudig. Hierdie is interessant ene. In die noorde van die Unie, met ander woorde Pretoria, is nuwe veldskoene. Wat is veldskoene? Dis 'n regering. Hy sê nie wat se tipe regering dit is nie. Hy sê net dit is veldskoene. Die spykertjies val uit. Die veldskoene op 'n hoop, en toe is dit gesmelte lood. Jy kan net sinkers daarvan maak. In ander woorde, daar was 'n regering. Die regering het uitmekaar uitgespat. Toe beteken dit niks. Wat beteken dit in ons tyd? Ons sien hoe Ramaplakker al hoe meer die harte van die swart mense verloor. Ons sien hoe die swart mense nou by Pieter Groenewald wil staan. Daar is nou al weer sprake van die Doringbos regering. Ons sien Steenhuisen het bedank. Die DA val uit mekaar uit. Die Vryheidsfront Plus dink hulle gaan iets reg kry. Die swart regering begin nie meer bestaan nie. Hoekom nie? Want sien het net 3 presidente gesien. 3 swart presidente. Mandela, wie nie Mandela is nie, 'n groot kryger wat uit die mis uit opkom, met ander woorde, is nie die regte ou nie. En ons weet dit. Mbeki en Zuma, daai 3. Ramaphosa was nie gesien deur Sine van Rensburg nie. Want Ramaphosa is 'n leuen. Alright? So daar's 'n regering, hy val uit mekaar uit. Die nasionale party het ook so uit mekaar uitgeval. So dit toe en nou. Toe en nou. Die wiel wat in Europa gedraai het, draai in die Unie. Met ander woorde, die wiel is
leierskap en ook militêre leierskap wat gedraai het in Duitsland. Die wiel wat in Europa gedraai het. Nou, daar's 'n paar wiele wat daar gedraai het, maar dit is 'n storie vir 'n ander dag. Die wiel wat in Europa gedraai het, in ander woorde, hy het daar rondgegaan, hulle het gaan dinge doen. Nou draai hy in die Unie. Verlede tyd, toekomstige tyd. Ons weet, ons moet nog Europa toe gaan. Ons moet nog met die AFD gaan gesels. Ons moet die 1914, 1915 akkoorde moet ons gaan optel. So ons weet dit moet gebeur. En ek gaan nou, kom ons kyk. Kom ons kyk of ons nog hierheen kan doen. Kyk na hierdie ene, ek gaan die mosie net uitlos. In die weste kant van die Unie. Nee, sorry, in die noorde van die Unie is 'n boer. Wat sy veldskoene, jy moet mooi luister na die Hollands, wat sy veldskoene uit sy voete gaan, in ander woorde, hy is uit die regering uit. En hy buig op sy knieë na die weste. Hy trek sy veldskoene uit, hy was deel van die regering. Hy kan nie meer nie, hy wil nie meer deel wees van nie. En hy kyk na die weste. Klink dit nie soos Ernst Roos, wat homself nou Americanise en probeer om vir ons te praat. Klink dit nie soos hy wat sy veldskoene uitgetrek het nie. En hy kyk na die weste. Hoekom moet ons na die weste kyk? Na Amerika kyk die hele tyd aan mekaar. Hoekom kyk ons nie op na God nie? En ek wil eers daarmee afsluit. Die profetiese woord is nie moeilik nie. As jy gelei word deur die Heilige Gees en as jy verstaan hoe die profetiese woord werk, dan is dit nie moeilik nie. Ons moet net vir Vader vertrou om te kyk waar al hierdie goed inpas. Want tye, seisoene, geleenthede behoort aan hom. Ek hoop julle het iets geleer vandag. Ek hoop regtig so. Ons gaan aan met die Federale Alliansie, mense. Ek sal vir julle sê, die afgelope 2 vergaderings van Vrydag en Saterdag was vir my rof. Saterdag was van 10:00 tot 1:25 Vrydag was vir my van, ek het 'n bietjie laat gekom, maar dis Afrika tyd in elk geval, so hulle was ook almal laat. Maar ek was daar so 10:15 gewees Vrydagmiddag in Randfontein. En toe ek my oë uitvee, toe sit ek langs die konings op die verhoog. En daar het 'n klomp goed daar gebeur. Ek sou sê dat 'n klomp goed daar gebeur. En op hulle video's is hierdie wit boerseun met sy wit hemp, sy swart hoed lê op die tafel. En hy sit langs hierdie ouens. Hoe het dit gebeur op dese aarde? Net God weet. Sluit aan by die Federale Alliansie as jy dit nog nie gedoen het nie. En as jy op YouTube opkom en jy kyk na die video en jy het nog nie daar ingeteken nie, het kos jou niks. Teken in, like die video, ensovoorts. Julle weet mos nou al hoe hierdie goed werk, man. Julle kyk mos baie YouTube video's. Né? Julle kyk baie YouTube video's. Maar in elk geval, ons is wat? Vryburgers. Ons is boere. Ons is boere-Afrikaners, ons is Afrikaners, ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is, en dit is belangrik. Saam met God maak eendrag mag. Alles seën vir julle vandag, en vir die week wat voorkom. Ek glo dit gaan 'n goeie week wees, ek weet nie hoekom nie, is net iets wat aan my draai op hierdie stadium, dat dit 'n goeie week gaan wees. Alles seën vir julle, né? Kom ons kyk wat doen God. Alles seën.